Soos julle weet, is ons besig met 'n reeks oor die Heilige Gees. Vandag is die laaste Sondag in hierdie reeks oor die Heilige Gees. Wat natuurlik nie beteken dat die Heilige Gees nou skielik uit ons lewens en uit ons gemeente uit moet verdwyn nie. Nee, nooit nie. Mag die reeks wat ons hierdie afgelope 4 weke gedoen het oor die Heilige Gees ons juis inspireer dat die Heilige Gees aanhou kragtig werk, ook in die hele jaar wat voorlê, tot en met Pinkster volgende jaar, in ons gemeente en in ons lewens. Met die oog daarop gaan ons die fotum vanoggend soos volg hanteer. Julle ken dit al. Op die skerm staan daar woorde. Daar's 'n V wat staan vir die voorganger wat ek gaan lees en dan is daar 'n G wat staan vir gemeente wat ek dan saam met julle gaan lees. En kom ons begin die erediens dan ook op hierdie manier in die naam van die Heilige Gees. Ons God, ons u mense, staan gereed en oop om die vlam van u Heilige Gees te ontvang. Gee ons die vermoë om u waarheid te spreek, sodat ander dit kan hoor. Kom Gees van waarheid, vul ons harte, maak dit wat klip was, verander word in lewe. Kom Gees van lewe, verander ons harte. Mag ons wat u lig ontvang, saamleef in u liefde. Kom Gees van liefde, versag ons harte. Skenk u medelee aan die wat ly in hulle gedagtes, gees en liggaam. Kom Gees van hoop, genees ons harte. Maak ons dapper om lig na donker plekke te bring, warmte na koue plekke en liefde na leë plekke. Kom Gees van geloof, versterk ons harte. Gees van die lewende God, vul ons harte, gedagtes en siele oorvloedig. Kom Gees van God, beweeg in ons harte. Ons God, ons, u volk, vier die geheimenis van u oneindige liefde. Amen. Liewe broers en susters, die Heilige Gees groet julle vanoggend. Hy sal vanoggend julle harte vul, sag maak, verander en beweeg. Wanneer ons aan die Heilige Gees dink, dan dink ons natuurlik ook aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want saam met die Vader en die Seun is die Heilige Gees ons God, die goddelike drie-eenheid. Kom ons loof ons God so vanoggend in die woorde van lied 453. Aan die Vader dank en ere, aan die Christus ons aanbidding, aan die Heilige Gees ons danklied.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Liewe Here, toe ons vanoggend hier ingestap het, het ons mekaar herinner dat dit koud is daar buite. Elkeen van ons het dit gevoel toe ons vanoggend uit die bed uit opgestaan het. U weet, Here, dat ons nou nie verskriklik baie van die koue hou nie. Maar tog lê daar ook vir ons 'n groot betekenis daarin as ons aan U dink. Want die seisoene verander. Die seisoene verander in reëlmaat. Die seisoene verander onder U beheer. Want U is in beheer van die seisoene. En so ook van die ganse heelal. En so ook van elke klein faset van ons elkeen se lewens. Dankie, o Gees van God, dat ons te midde van die koue ook vanoggend U warmte kan beleef hier in die erediens. Ons bid dat elkeen wat op 'n manier die warmte van U Gees, die Gees se warmte nodig het, dit vandag sal ervaar. Warmte in genesing vir hulle wat siek is, wat in die hospitaal is, wat onder behandeling is. Warmte van vertroosting vir hulle wat hartseer is en rou. Dankie dat ons ook, wat ons behoefte ook al vanoggend is, terwyl ons hier sit, of aanlyn ingeskakel is in die erediens, dat U warmte ook in daardie geestelike behoefte van ons vervul, vandag, o Heilige Gees. En nou gaan U verder met ons praat oor U, o Gees van God. Ons ervaar al reeds U warmte in U teenwoordigheid vanoggend hier. Ons het 'n groot afwagting dat daardie warmte nie net 'n warmte sal wees nie, maar soos 'n geestelike vuur in ons elkeen sal ontspring. Sodat dit wat U die laaste paar weke en ook vandag met ons gaan deel oor U, nie hier sal stop nie. Maar dat dit 'n warmte, 'n geesgeleide vuur in ons elkeen sal wees tot en met volgende jaar se Pinkster. En ook hier in ons gemeente en ook hier in ons gemeenskap. O Gees van God, werk asseblief ook vanoggend in ons. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Handelinge hoofstuk 1 en daarvan af vers 1 tot 8. En hier is Lukas, die skrywer van Handelinge, aan die woord. Dis eintlik die inleiding tot sy brief. En hier verwys hy na sy eerste boek wat hy geskryf het. Die boek Lukas. Ja, dieselfde skrywer van Handelinge is ook die skrywer van die boek Lukas. 'n Mens kan amper sê, Handelinge is sy tweede bundel. Sy eerste bundel handel oor Jesus en alles wat Jesus gesê en gedoen het, tot en met sy sterwe en sy opstanding en sy hemelvaart. Sy tweede boek, Handelinge, handel oor wat Jesus nou verder, nadat hy sy gees uitgestort het, deur sy disippels in die wêreld gedoen het. En hoe sy boodskap tot aan die uithoeke van die wêreld uitgedra is. Dit lyk volgens hierdie inleiding asof Lukas hierdie boek en ook sy eerste boek hoofsaaklik geskryf het vir 'n individu. Sy naam was Theophilus. Ons weet nou nie heeltemal wie Theophilus was nie.
Ons weet net, hy was baie gelukkig om hierdie 2 besondere boeke te ontvang. En ons weet ook, dat die Here dit bestem het, dat hierdie 2 boeke van Lukas, nie net in Theophilus se hande sou beland nie, maar tot vandag toe ook in ons hande is. En daarvoor kan ons die Here nooit genoeg prys nie. Kom ons lees, wat skryf Lukas aan Theophilus. Hy sê in vers 1, my eerste boek Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Van die begin af, tot die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Tot sover ons skriflesing. Israel is die afgelope tyd baie in die nuus. Ongelukkig nie altyd om goeie redes nie. Daar was eintlik nie 'n tyd vanaf die Ou Testament tot nou toe dat Israel nie in die nuus was nie. Keer op keer in die geskiedenis tot nou toe was Israel onder bedreiging. In Jesus se tyd op aarde was dit ook so. Hulle aardsvyande, veroweraars en besetters was die Romeine in daardie tyd. Israel het gesmag na iemand om hulle te kom aanvoer om die Romeine in die see te jaag. Amper soos ons versigtiging met die lied Dellery, 'n tyd gelede. Onthou julle nog daardie lied? Daardie lied het iets gesê van ons eie versigtiging. Israel het ook so 'n versigtiging gehad. Al het Jesus al soveel kere gesê en getoon dat dit nie sy missie is om Israel aan te voer nie, het sy disippels nog tot kort voor sy hemelvaart vir hom gevra of dit nou die tyd is dat hy die koninkryk van Israel weer gaan oprig. Jesus antwoord hulle dat dit nie vir hulle is om te weet wanneer en waar God dit bepaal het nie. Dit is nie nou belangrik nie. Wat nou belangrik is dat hulle 'n ander koninkryk moet gaan vestig. Nie 'n koninkryk vir Israel nie, maar sy Vader en hulle Vader, God se koninkryk. Dit is sy koninkryk waaroor Jesus die hele tyd gepraat het, ook na sy opstanding uit die dood. Dit is sy koninkryk wat Jesus gewys het deur sy optrede hoe dit daarin werk. Dit is hierdie koninkryk wat Jesus kom bekend maak het, wat sy disippels in daardie tyd tot ons sy disippels vandag toe moet vestig. Nie 'n Joodse koninkryk nie,
Nie 'n Afrikaner koninkryk nie. Nie 'n westerse koninkryk nie. God se koninkryk. God se koninkryk wat bestaan uit mense van elke stam, taal, volk en nasie. So lees ons in Openbaring. Hierdie koninkryk gaan julle nie oprig deur mag en geweld en oorlog nie, maar deur my getuies te wees, sê Jesus. Die woord getuie beteken om te vertel wat jy gesien het en nog steeds sien. Wanneer ons Jesus se getuies is, vertel ons wat ons weet en sien van Jesus. En waar sien ons Jesus die duidelikste raak? In ons eie lewens. Daar is soveel om te vertel oor ons eie lewens en hoe ons Jesus daarin raak sien. In sy beskerming, sy voorsiening, sy krag gee, sy net wees by my, al gaan alles verkeerd. En voeg by hoe hy ons gered het en vir ons die ewige lewe gee. So baie om te vertel. Nog 'n kragtiger manier om te getuig as ons vertellings is ons lewens. Ons lewens getuig van Jesus wanneer mense Jesus hoor wanneer ons praat en Jesus sien wanneer ons iets doen. Wanneer mense ons hoor praat, ook oor mense wat anders as ons is en deur nie te veralgemeen nie, en ook op die manier waarop ons met mense anders as ons praat, moet hulle eintlik Jesus hoor praat. Wanneer hulle ons iets sien doen, moet hulle eintlik vir Jesus dit sien doen. Ook op die wyse en die gesindheid waarmee ons dit doen. Wanneer mense in nood ons voetstappe hoor, moet dit vir hulle klink soos Jesus se voetstappe. En wanneer hulle ons hande voel wat vir hulle iets gee of doen, moet hulle Jesus se hande voel. Besef ons watter groot verantwoordelikheid dit is. As Jesus se getuies moet ons Jesus vir almal wees. Deur ons lewens wat radikaal anders is as die wêreld en wat presies die teenoorgestelde is as wat mense verwag, getuig ons van Jesus. Wanneer ons so lewe, skep Jesus dikwels vir ons geleenthede om dan oor hom te praat, oor hom te vertel wat hy vir jou beteken en hoe hy jou help om so anders te wees. En dit is die vonkie wat daardie persoon teenoor wie jy getuig se verhouding met Jesus aansteek. Dalk gaan jy nie sien hoe hy of sy by Jesus uitkom nie. Iemand anders moet dalk na jou nog verder Jesus vir hom of haar wys. Maar uiteindelik sal hy of sy by Jesus uitkom. Dink net hoe groot jou vreugde sal wees as jy hom weer daar in die hemel raakloop. Al wat nodig was dat jy Jesus se liefde vir hom moes wys.
Ongelukkig is die teenoorgestelde ook waar. En dit het hier in ons eie land gebeur, met verrykende implikasies. Mahatma Gandhi was hier in Suid-Afrika. Hier het hy van Jesus gehoor. Hy het Jesus selfs bewonder. Hy het geweet van Jesus se liefde. Maar hy het nie Jesus se liefde hier deur Jesus se volgelinge, die Christene, ervaar nie. Eerder die teenoorgestelde. Later is Gandhi terug Indië toe. Daar het hy die leier van Indië geword. Indië, met sy reuse bevolking, is nou oorwegend 'n Hindoeland. Dit kon soveel anders gewees het, as Gandhi hier nie net van Jesus se liefde gehoor het nie, maar ook sy liefde deur Jesus se volgelinge ervaar het. Jesus sê vir sy eerste disippels: julle moet my getuies wees. Julle moet my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot en met die uithoeke van die waarheid. Dit is 'n groot opdrag. Dit dek die hele wêreld. Die boek Handelinge is juis 'n beskrywing hoe hierdie opdrag van Jesus begin waar word het. Al Jesus se volgelinge, na die eerste gelowiges, moet hierdie taak voortsit en voltooi. Tot vandag toe is hierdie sending nog nie heeltemal voltooi nie. Want daar is nog steeds mense, baie mense op hierdie aardbol, wat nog nie van Jesus gehoor het, of van hom weet nie. Ek wonder net, is daar nie iets wat ons gemeente ook kan doen, om te help dat hulle wat nog nie van Jesus gehoor het nie, van hom hoor? Vir ons elkeen beteken hierdie Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld elke plekkie waar ons betrokke is. Beginnende in jou slaapkamer teenoor jou man of vrou. In jou huis teenoor jou gesin. By jou braai en eetkamertafel teenoor jou familie en vriende. In jou straat met jou bure. By die werk met almal wat oor jou pad kom. Tot en met almal hier en oor see met WhatsApps en video-oproepe. Oral waar mense Jesus deur ons hoor en sien. Ook hulle wat dit vir ons moeilik maak. Ook hulle met wie ons 'n moeilike geskiedenis en hede het. Ook teenoor hulle moet ons met woord en daad van Jesus getuig. Maar dit is nie maklik nie. Ons weet dit. Veral om teenoor sekere mense te getuig. Om die waarheid te sê, om Jesus se getuie te wees, is oor die algemeen nie maklik nie. Die woord vir getuie beteken ook martelaar. Dit sê iets daarvan, van hoe moeilik dit is. Want vir baie van Jesus se volgelinge het hulle getuienis oor Jesus juis gelei tot 'n verskriklike marteldood. Ons kry weer op ander maniere swaar wanneer ons van Jesus getuig. Ons is bang, ons word weggestoot
deur familie en vriende. Ons hou nie daarvan om onsself so bloot te stel nie. Ons weet, dit gaan beteken dat ons lewens moet verander, en ons weet nie of ons kans sien daarvoor nie. Dit is nie vir ons maklik om oor Jesus te praat nie. Ons weet nie altyd wat om te sê nie, en ons is bang ons sê iets verkeerds. Dit is een ding om te vertel wat Jesus in ons lewens doen, maar dit is iets anders om Jesus in jou lewe te leef, veral teenoor hulle wat dit vir jou moeilik maak. Ja, dit is baie moeilik om op al hierdie maniere vir Jesus te getuig. Daarom het Jesus vir ons die Heilige Gees gegee om ons te help. Hy sê hier, ons sal krag ontvang om sy getuies te wees wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Hierdie woord krag is die woord dynamis, waar ons woord dynamiet vandaan kom. Die Heilige Gees maak jou sterk en kragtig soos dynamiet, om al die redes om nie te getuig nie, al jou verskonings, al jou vooroordele, al jou vrese te oorkom. Toe die Heilige Gees in Handelinge 2 uitgestort is, het die eerste gelowiges iets hiervan beleef. 'n rukwind het die vertrek waar hulle saam is gevul. Tonge van vuur het op hulle gekom, en daarna kon hulle in al die bekende tale van daardie tyd praat, sonder 'n minuut se taalkursus. Ook in die tale van hulle vyande. Die Heilige Gees sal ons so help om deur ons woorde en dade te getuig, ook teenoor ander mense van ander tale, ongeag ons geskiedenis met hulle, en ongeag van al die slegte dinge wat 'n paar van hulle nog aanvang. Want uiteindelik, en ek sê dit weer, is mense van alle tale, stamme, volke en nasies deel van God se koninkryk. Maar net die Heilige Gees kan ons dit laat doen. Daar is nie 'n manier dat ons dit op ons eie enigstens sal regkry of selfs eers sal oorweeg nie. Jesus beskryf die Heilige Gees se koms in ons met die woord doop. Hy sê die disippels en ons sal met die Heilige Gees gedoop word. Hier het Jesus nie die doop deur besprinkeling in gedagte soos ons dit ken nie, maar die doop deur onderdompeling soos Johannes die Doper dit gedoen het. En hy gebruik hierdie beeld van die onderdompeling, die doop van Johannes, om sy punt te maak. Om die reuse en totale verandering wat in ons plaasvind te beskryf wanneer die Heilige Gees in ons kom. Wanneer die Heilige Gees in jou kom en jou vul, is dit asof jy in die water ingaan sonder die Heilige Gees. Maar wanneer jy daar uitkom, is die Heilige Gees in jou. Jy is nie meer dieselfde nie. Jy is heeltemal anders. Jy is heeltemal nuut. Jy is nie meer swak of bang of vol verskonings en vooroordele nie. Al wat nou vir jou saak maak, is God se koninkryk. Die Heilige Gees
is heeltemal in beheer van jou. En nou is jy gereed om te gaan getuig met alles wat jy is. Om die waarheid te sê, jy kan nie wag om te gaan getuig nie. Vir sommige mense is hierdie doop met die Heilige Gees 'n unieke en diep emosionele ervaring. Vir ander is dit 'n stille inbeweeg van die Heilige Gees in ons in. Hoe dit ook al gebeur, die Heilige Gees wil in ons inkom en ons vul en deur ons elkeen God se koninkryk bou. Is jy gereed hiervoor? Is jy vandag gereed om jou oop te stel vir die Heilige Gees en ook vir dit wat dan sal gebeur? Amen. O Heilige Gees, ons is so totaal en al afhanklik van U. Want om te getuig, dit sal ons nie op ons eie nie. Om deur ons lewens te getuig, dit sal ons nog minder reg kry. Om teenoor mense, ook van ander taalgroepe te getuig, met wie ons nie 'n goeie geskiedenis het nie, en met wie ons met van hulle nog groot frustrasies het, is nog meer onmoontlik. En nou sê hy vir ons moet gaan getuig, ook teenoor hulle, ook deur ons lewens, ook deur die manier hoe ons met hulle praat, want in U koninkryk is elke stam en taal en volk en nasie. Ook hulle wat ons dalk, as ons eerlik wil wees, nie daar wil sien nie, of daar wil hê nie. Maar U wil hulle daar hê. U wil juist die mense ook daar hê met wie ons ook in ons eie kringe die meeste sukkel. U stuur ons juis na hulle toe. Want ook hulle is in die koninkryk. Maar ons sal dit nooit doen nie. Ons sal dit nooit reg kry nie. Al hoor ons hierdie boodskap van U koninkryk. Behalwe as U Heilige Gees ons daarmee help. Behalwe as U, o Heilige Gees, in ons inkom, ons volmaak, ons harte en ons lewens oorneem. Ons harte wat hard is, sag maak. Al die ou dinge en wrokke en ervarings van die verlede uit ons harte uitsny en ons harte van klip verander in harte van vlees. O Gees, asseblief, werk in ons. Soos ons nou hier sit, as U nog nie in ons is nie, omdat ons onsself nog nie vir U oopgestel het nie, ons stel onsself nou vir U oop. Kom asseblief in. Neem asseblief oor en verander elkeen van ons
soos net U dit kan doen. Ons wag op U, o Heilige Gees. Ons wag op U. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou as 'n gebed, terwyl ons bly sit, lied 528 sing. Ek het die woorde so klein bietjie verander. Daar waar die woord Heer staan, is die woord Gees. Waar ons nou hierdie lied bid tot die Heilige Gees, terwyl ons bly sit. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Ons slotlied sluit so mooi aan by die tema. Dis lied 486 en 486 se eerste woorde lui: bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. Ons sing al die verse van hierdie pragtige lied. God die Vader wat ons uitstuur, en God die Seun wie se boodskap ons moet uitdra, en God die Heilige Gees wat ons die krag gee om dit te doen, sal met elkeen van julle en in elkeen van julle wees en bly.